Goeiemôre almal. Baie welkom ook weer saam met ons. Dit is wonderlik om julle almal ook weer saam met ons te kan hê. Julle so te kan sien. Ek het net weer 'n paar afkondigings gehou. Ek herinner julle net aan volgende Saterdag die mooi en oulik praatjie van Stefanie met die meisies en hulle ouers. En dit is 10:00. As julle nog nie bespreek het nie of julle wil nog mense nooi om dit te kom bywoon, doen dit gerus en bespreek asseblief. En dan 1:00 natuurlik is die sterk en slim wat David met die seuns en die paas praat. En daar ook nooi gerus maar mense wat julle ken of as julle self het nog wil kom bywoon en nog nie bespreek het nie, bespreek asseblief. Dan wil ek julle maar net weer herinner dat die manne, ons bid nou Vrydagoggend 5:00. Ons was Vrydag hier gewees en dit was 'n wonderlike tyd wat ons gehad het. Die 3 van ons wat hier was. Ek weet is nou 'n nuwe ding en nou vergeet so 'n bietjie, maar ek wil julle regtig uitnooi. As jy dit enigstens kan maak, kom. Dit is altyd wonderlik om daar saam te kan ontmoet met die Here. En dan ook die gebedstyd voor die diens. Ek het nou vanoggend op die WhatsApp gesê al 8:30. Dit is eintlik maar ter wille van die ouens wat by die hoe om die Bybel te verstaan is, dat hulle ook nou voor die tyd 'n geleentheid het om te kan bid. Normaalweg sal ons dit so van 9:00 af doen. Maar kom in, al kan jy net vir 'n kort rukkie daar bid, as jy nog iets anders het om te doen, of jy moet met iemand gesels. Kom maar in en uit, bid saam die wat daar is. As daar niemand is nie, bid op jou eie, maar laat ons bid, dit is belangrik. Ian Bounce het gesê dat bediening of bediening wat gebedsloos is, of wat nie waar daar nie gebed is nie, is soos 'n begrafnisondernemer van die Here. Daai werk gaan net dood eenvoudig doodgaan. Hy sê ons kan 'n mooi casket hê, maar is nog steeds 'n begrafnis. 'n Bediening word begrawe as daar nie gebed is nie. Ons moet saam bid. So ek wil julle aanmoedig, kom. Al is jy net daar om saam te luister na die gebed, al wil jy nie self hardop bid nie, is dit ook reg as ons net kom saam stem, maar laat ons saam bid, dit is belangrik. So van gebed gepraat, het lyk my Lukie het 'n geskenkie wat hy eers moet uitdeel. Ek aan. Goed. Ons het die gewoonte, julle ken nou al die prosedure om vir ons kindertjies in die kerk 'n persentjie te gee. En Daniela? Is dit jy wat so oulik was? Jo, ek wil hom net sê, hierdie kinders is baie talentvol hoor. Ek het nou na hierdie boek gekyk, hierdie ou boek van jou gekyk, en dis dan vol baie mooi goeters. Sy skryf hier van fellowship en al die ander goedjies. Ons is baie trots op jou, baie geluk, dat jy so mooi luister, en dat jy notas neem, en hierdie is vir jou. Baie trots op jou, geef vir haar 'n klap. Goed, kom ons sluit net die oë en dan dra ons ook vanoggend aan die Here op. Baie dankie Here Jesus dat ons vanoggend weer saam kan wees om na u woord te kan luister. Here, soos wat ek die week ook gelees het, is dit die prediking wat ons leer en vir ons die regte pad aanwys, maar dit is gebed wat ons staande hou. Here, daarom wil ons ook vanoggend kom bid, dat dit wat ons leer, en dit wat ons hoor, en dit wat u in ons harte tot ons spreek, dat dit ook sal oorgaan tot aksie, en dat ons ook in die week wat kom, sal aanhou om te bid oor dit wat ons hier leer, dat dit werklik waar deel word van ons lewe. Ons wil kom bid, Here, dat u vanoggend met Lukie sal wees, dat u hom sal toerus om waarlik te kan sê, so spreek die Here, en dat u met elkeen van ons vanoggend hier 'n afspraak sal hê, dat u vingers sal lê op dit in ons lewens wat moet verander, en Here Jesus, dat ons ook genade sal kry om dit te kan doen. Ons bid dit in die groot en wondernaam. Amen.
God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het uit liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het uit liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ons gaan net so bly sit vanmôre. Goodness of God is die volgende ene. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
Die volgende liedjie dink ek as julle wil staan, is julle meer as welkom. Hierdie liedjie moet ons staan. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord our God. Then on the third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, troubled death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord our God. Oh, Lord our God. Dankie, kom maar sit. Dalk net daar waar jy sit, vat net 'n paar oomblikke om net dit wat jy gesing het in jou hart vir God te sit. Net daar waar jy is. En dan gaan ons saam bid, net stil gebed.
O Here God, U is groot, U is wonderbaar, U is koning. En ons prys en loof en aanbid U. As die een wat was, wat is en wat altyd sal wees. Ons kom verneder onsself voor U vanoggend, Here, en kom proklameer opnuut dat Jesus Christus is die Seun van God. En dat alle mag aan hom gegee is, in die hemel en op aarde. En Here, ons dankie dat U vanoggend hier is, soos U oralste is, Here. En ek bid dat U vanoggend in ons harte iets spesiaals sal kom doen. Dat ons U stem sal hoor. Dankie Heilige Gees dat U die een is wat in ons werk en deur ons werk. Werk kragtig asseblief. Vir die naam van Jesus, ons onthaalde bid ons dit. Amen. Goed, Prediker 11. As die Here wil en alles volgens plan verloop, is daar nog 2 preke in die boek Prediker oor. Daar gaan ons met oor iets anders te preek as die boek Prediker. Ek gaan dit mis om dit te sê. Prediker 11 vers 8 is ons vandag. Vers 7 is ons vandag. Laasweek het ons geluister en gepraat oor hoe dat die Bybel wil hê ons moet voluit leef. Het julle voluit geleef? Gewoonlik na 'n preek soos laasweek begin almal soos hey. Hierdie week gaan ons voluit leef en dan begin maandag en dit is soos brieke soos wow. Hierdie is moeiliker as dit ons Sondag gevoel het, nê? So dis okay, maar om voluit te leef is nie 'n weekding en dan vergeet ons daarvan nie. Dis 'n ingesteldheid. En vandag gaan ons sien dat Prediker sê, hey, jy moet net voluit leef nie, jy moet dit geniet. Die lewe het God gegee om te geniet. So, kom ons begin by vers 7 en ons gaan so stuk hierdie boek gaan soos ons altyd doen. Vers 7 sê, die lig is aangenaam. Dit is goed vir die oë om die son te sien. Die eerste punt wat ek wil maak vanoggend is, geniet die eenvoudige dinge in die lewe. Geniet die eenvoudige dinge in die lewe. Ons mis so baie dinge in die lewe, omdat ons dinge in die lewe as vanselfsprekend aanvaar. Die son is 'n blessing in die lewe. Wie van julle het vanoggend die son raak gesien en gedink, wow, dankie, hier's 'n paar van julle. Gelukkig die kinders. So, as jy lank genoeg lewe, dan sien jy nie meer sulke goed raak nie, want die son kom elke dag op. No big deal. Wie van julle dra sonbrille? Nee, ja, julle is cool, nee? Jy's cool. Party van julle dra dit nie vir jou oë nie, is net omdat jy cool wil lyk. En dis okay. Hier's van julle wat 'n bietjie jonger dalk is, wat sonbrille dra selfs as dit donker is. Dis die regtig cool mense. Jy weet, dit is donker en hulle het sonbrille op. Ek wonder altyd hoe leef hulle. Jy weet, ek gaan nie name noem nie, maar ek het ook so iemand in die huis, maar daar kom 'n tyd in jou lewe waar sonbrille regtig 'n statement is en nie meer prakties is nie. En alhoewel sonbrille daar is, van party van ons oë is dalk sensitiewer as ander, is dit nog steeds 'n joy om sonlig te hê en die son te kan sien. En ons word elke dag wakker en ons kom nie eens agter die son skyn nie. Ons kon in Engeland gebly het, waar hulle 'n nuwe koning het. Dis nogal 'n storie. Maar in Engeland het hulle nie baie son nie. By hulle 40 grade Celsius is wêreldrekord temperatuur. By ons is dit 'n lekker dag in die Laagveld. So ons het baie son en ek dink ons waardeer dit nie genoeg nie. Watter ander goed in jou lewe waardeer jy nie? Hierdie week kom Joshua na my toe en sê sy pen se ink het opgeraak. En ek sit en dink in hierdie preek en ek dink, ek ken daai gevoel. Jy's besig om te skryf en jou pen raak op. En wat doen julle as jou pen opraak? Jy try alles, jy skud hom eers, nee, dis die skudmetode. Doen julle dit ook? En jy hoop dat jy die laaste, by some miracle gaan daar ink iewerste ingaan. En jy skryf en jy doen die vryf ding. Wie van julle doen die vryf ding? Jy weet, asof jy in 3 sekondes ernstige hitte deur die plastiek binne-in nog plastiek in die ink gaan kry.
Ek is nie 'n wetenskaplike nie, maar ek dink dit werk nie. Maar tog vind ek myself dit ook doen. Ek skit. Ek het een keer so geskit as die hele wêreld vol ink. Jy skryf met 'n pen en hy werk en jy besef nie hoe wonderlik dit is dat daar ink in is nie. Daar's goed in die lewe wat ons nie eens agterkom fantasties is nie. En eintlik wat prediker wil sê is, as jy die klein goedjies, die insignificant goed in die lewe raak sien, wat gaan met jou hart gebeur? Baie blyer mens wees. Baie gelukkiger mens wees as ons die klein goedjies waardeer. Daar's goedjies in jou lewe en in my lewe wat elke dag gebeur. En ons kom eintlik agter hoe fantasties dit is nie. Om iemand te hê wat vir jou omgee. Daar's mense in hierdie lewe wat ek van tyd mee deel wat niemand het nie. Luister mooi, niemand het nie. Nie 'n boetie nie, nie 'n sussie nie, nie 'n ma, nie 'n pa, nie 'n niggie, nie 'n neefie, niemand het nie. En niemand worry oor hulle nie. Hulle is siels alleen. Ons het soveel dinge rondom ons waarvoor ons dankbaar kan wees. Gesondheid. Nee, julle weet ek like dit nie om wakker te word in die oggende nie. Maar dit vat my 'n minuut of 2, maar selfs om wakker te word in die oggende is 'n blessing van die Here. Daar's mense wat nie wakker word nie. Die goedjies wat ons nie waardeer, die klein goedjies veral, waardeer ons eers as ons dit nie meer het nie. Dis ongelukkig hoe hierdie werk vir meeste van ons. Ons kom nie agter hoe belangrik en hoe wonderlik sekere goed is tot ons dit nie meer het nie. Wie van julle het al sonder brandstof gaan staan? Praat nie van omdat jy brouk was nie, maar jy het nie gefokus dalk nie. Ja, ek het al 'n paar keer sonder brandstof gaan staan. As jy sonder brandstof gaan staan, dan besef jy hoe wonderlik brandstof is. En dis een ding waarmee ek terrible is. Natasha stuur gereeld vir my 'n foto van die petrolliggie wat anders in die kar. Want ek het met die kar gery en nou ry sy met hom. Ek is oblivious. Ek het al die keer dat ek sonder brandstof gestaan het, het ek nie eens geweet die kar se brandstof is klaar nie. Ek ry, ek dink aan ander goeters. So maar maat as daai kar so begin ruk, dan kom jy agter, wens ek het nou petrol gehad. Waardeer die goed in die lewe, sien goeders raak in die lewe. Goeders wat jy elke dag het, goed wat jy elke dag gebruik, goed wat jy elke dag met jou oë sien. Nou dag loop ek hierso en hier staan tale. En ek tel hulle 50 tarantale. Wat hierso en hulle is beautiful, en hulle maak mooiste gelykies. En ek kyk so en ek sien, ja, ek sien maar mooi berg hierso by ons eintlik. En kyk hier goed rondom ons en ons waardeer dit nie eintlik nie. En die moderne mens het baie min joy in hulle lewe want hulle sien net selfone en tegnologie en besig papierwerk en we don't stop to smell the roses. So stop 'n bietjie en ruik 'n roos. Daar's hierdie liedjie wat ek onthou as 'n kind, baie lank voor my tyd. Maar dalk gaan ons nou sing wie's almal ouer. Die liedjie dis 'n liedjie van nou het ek ou se naam vergeet. Armstrong. I see trees. Ja, wat I see trees? Yes, red roses too. I see them bloom for you and me, and I think, what a wonderful world. See friends shaking hands saying, how do you do? And what they're saying is, I love you. What a wonderful world. Dis die lewe. God wil hê jy moet sien dat hierdie 'n wonderlike wêreld is waarin ons leef. Moenie net doom en gloom sing en die wêreld is hier's soveel goed in hierdie aarde wat God vir ons gee. Sien dit raak en waardeer dit. What a wonderful world. Dis wat prediker vir ons wil leer. Vers 8 sê, as 'n mens lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees. Maar jy moet onthou dat die donker dae van die dood wat kom ook baie is. Alles kom tot niks. Tweede punt wat ek vandag wil maak, is elke dag bring rede om vol vreugde te wees. Elke dag, letterlik, hoor mooi, nie sommige dae nie, elke dag bring rede
om vol vreugde te wees, elke dag. Ek dink die ou vertaling het hom vir my beter vertaal, as hy sê, as 'n mens baie jare lewe, moet hy hom in die almal verheug. Die woord verheug is 'n beter vertaling. Wat die nuwe vertaling gedoen het, is hulle het gaan vertaal wat die implikasie is van die verheug. Dis om dankbaar te wees. Maar is om 'n lewe te lei, en as jy lank genoeg lewe, van die storie, hoe langer jy lewe, hoe meer miserable raak party mense. Dis dit waarheid, is dit nie so nie? Soos party mense, hoe ouer hulle word, hoe moeiliker, hoe knorsiger, maar nie almal nie, maar wees 'n man is die uitsondering op hierdie reël byvoorbeeld, hy raak net happier, lyk dit vir my. Hy is vir ons 'n voorbeeld. Maar, die Bybel sê, as jy lank lewe, moet jy blyer wees. Moet jy dankbaar wees, dat jy nog 'n dag gekry het, om die wêreld vir God in die brand te steek. Maar dit is moeilik. Dit beteken nie dat die donker dae nie gaan kom nie. Jy weet, partykeer as jy klein kindertjies het, moet jy vir hulle verduidelik, wat op 'n TV gebeur is nie die regte wêreld nie. En dit is al goed dat ons mekaar nou aan herinner, en sê, die goed wat ons op TV sien, en die goed wat ons in cartoons sien, byvoorbeeld, dis goed om vir 'n kind te verduidelik, dat as jy op die cartoon sien, 'n ou klim op die dak en spring met 'n sambreel af, dat dit nie so reg werk in die regte lewe nie. So as die kind daar by die deur uit is met 'n sambreel in die hand, jy sê van waartoe gaan jy? Dat die son skyn en hy sê, nee, ek gaan gou dak toe. Dan is dit goed om te sê, wow. Wat jy dit gesien? Nee, op die TV. Nee, seun, die regte lewe gaan jy jou bene breek, dalk doodgaan. Jy kan nie met 'n sambreel op 'n dak gaan klim nie. En ons kyk TV en ons leef in hierdie fantasie wêreld, hierdie sci-fi wêreld, waar alles net goed is en wat net goed gaan met mense. Die koningin wat dood is, het my laat dink oor hulle familie. En jy weet, jy dink as jy royalty is dit almal wil royalty wees, nee? Ek meen, wie van ons wil nie soos royalty, soos mense, jy kom hier. Nou, jy's koning. Prinsessies, nee, wie van julle girls wil prinsessies gewees het of wil nog wees? Ek bly jy skud jou kop. Maar wie van julle ouens wil prinse wees, soos jy het 'n perd en 'n swaard, né? Nou begin die swaard nog nie aantreklik raak. Kom aan, Willem, 'n swaard, 'n regte swaard. Ja, jy het verstand. Almal wil dit wees, maar het julle agtergekom hoe messed up die royal family is? Dis 'n gemors. As jy wil sien hoe die sonde van hierdie wêreld, selfs die mense wat die top, die beste krop van die menslike geslag is, hulle is royalty, en hulle familie is 'n gemors. Ek meen, meer as my en jou familie. En jy besef net weer, dit is maklik om deur die lewe te gaan en te dink, hulle is die koninklikes, het alles. Maar hulle is miserable, want hulle het nie God nie. Bly wees. Jy sien, almal dink bly wees is iets wat ver onmoontlik weg is en wat ons nooit kan sien nie, en dis 'n leuen. En die Bybel sê hierso, geniet jou lewe, maar wat moet jy onthou? Daar kom donker dae. Daar kom donker dae. Daar kom dae wanneer daar 'n storm is. Dis nie elke dag sonskyn nie, nê? Maar as dit die son net die hele tyd skyn en dit reën nooit nie, dan word dit 'n woestyn. So reën en donker wolke en storms is nodig in ons lewens. Dit is nodig. Dis nie 'n ding wat so sê, die son skyn, maar nou, nee, dis nodig. Die donker dae laat ons twee dinge besef. Die eerste plek, dit laat ons besef, God is God and I am not. Dit laat ons, dit toets ons geloof, dit veroorsaak dat ons groei in ons geloof, en ons beweeg nader aan die Here. Donker dae doen dit. Donker dae gee betekenis, tweedens, gee betekenis aan sonskyn dae. As die son net die hele tyd skyn, en is nooit donker nie, sal jy nie weet
wat sonskyn is nie. Nou, ek het al gesê, ek like nie die donker nie. Is daar enige 'n man in hierdie vertrek wat ook so, ek gaan nie sê ek is bang vir die donker nie, want dis sissigheid. En ek's nie 'n sissie nie. Maar ek gaan sê, ek hou nie van die donker nie. Dit klink bietjie beter, is ek reg? Is daar enige ander ou, volwasse man, wat nie van die donker hou nie? OK, dankie, ek sien 1 of 2 hande. Die res van julle, lekker respek, ons like julle. Ek het nou gecheck, julle is die ouens aan wie ek uitgaan dan. Maar as dit donker is as 'n kind, onthou ek, jy lê daar in die bed. Of julle kinders, of dit al met julle gebeur het. Dis donker en jy hoor goeters. En jy is onseker wat dit is. En dan skree jy, Mama! Of Papa! En hulle kom daarin en sê gou vir my, hoe voel jy die oomblik as ma of pa daai lig aansit? Is dit nie soos, die monster is toe nie daar nie. Duisternis is nodig in ons lewens. Ons wil dit nie hê nie, maar is nodig in ons lewens, sodat ons kan waardeer wanneer die son oor ons skyn en ons kan besef, dis God se genade. Belangrik. Vind jou genot elke dag, sê die Bybel. Hier's 'n vraag vir jou. Geniet jy jou lewe? Geniet jy jou lewe? Ja, Lukie, ja, ek is 'n Christen, ek het nie geweet ons Christene mag nie lewe geniet nie. Dis daai ou ding van, solank jy dit net nie geniet nie, is alles oké. Wel, ek dink daar's baie goed in die lewe wat ons dink vreugde sal bring, maar dit doen nie. Drank bring nooit vreugde nie. Dis jy's happy vir 'n tydjie terwyl jy drink en dan is jou lewe meer miserable. Ek haat drank. Ek wil dit nooit voor my oë sien nie. Dit verwoes lewens. Om 'n series te kyk, haal jou gedagtes van jou probleme af en jy dink, dit bring vreugde, ek's bly, maar selfs dit hou nie. Maar die lewe is baie keer donker. Maar die rede hoekom God sê, jy kan elke dag vreugde in jou lewe hê, is omdat die Bybel die reddingswerk van God beskryf as goeie nuus. En goeie nuus maak jou bly, is dit nie so nie? Maak jou bly. So hoe voel jy as jy 'n geskenk kry? Bly, né? Jy sê, ja, dankie, dankie. En jy's vol vreugde. Die goeie nuus van die evangelie maak ons bly, want dit laat my besef dat ek 'n sondaar is wat nie myself kan help nie en dat ek nooit goed gaan wees nie. En dat ek nie goed genoeg is nie en dis oukei, want Christus maak my vry, hy maak my goed genoeg. En ek moet kies wie ek wil dien. En God sal my geloof gee. Die kerk het baie keer speel 'n game wat ek baie keer al getraai het, 'n tegniek om slegte nuus te breek. Hoe breek jy slegte nuus vir iemand? Hier's een van die slegste maniere om slegte nuus te breek. Liefie, goeie nuus of slegte nuus? Goeie nuus is ek het jou lief. Slegte nuus is die wasmasjien kan ek nie regkry nie. Ons gaan met die hand om moet deurwerk. Nee, werk dit ooit? Het julle ooit dit probeer? Dit werk nooit nie. Vir iemand te sê, goeie nuus, dan try iets mooi. Goeie nuus, jy lyk pragtig. Jy lyk pragtig vandag. Slegte nuus is ons kan nie meer gaan nie. Jy het verniet aangetrek. Dit gaan nooit goed af in my huis nie, né? Daai tegniek, ouens, as julle nog nie weet nie, dit werk nie. Vir niemand nie. Maar is dit nie snaaks dat die kerk in baie opsigte daai speletjie speel met mense nie? En sê, goeie nuus, Jesus het vir jou gesterf. Slegte nuus, jou lewe gaan terrible wees. Jy gaan niks joy in jou lewe hê nie. Jy gaan al hierdie goed moet opoffer. Jou lewe gaan eintlik baie moeilik wees. Dis nie wat die Bybel sê nie. Hoe's dit goeie nuus? Hoe's dit goeie nuus? Ons het die goeie nuus van jy kan jou lewe geniet, man. Jy dink jy het 'n lekker lewe nou. Dien die Here
Volg hom en jy sal joy in jou lewe hê wat jy nog nooit beleef het nie. Geen skuldgevoelens nie, geen regrets nie, want ek is vry in Jesus. Ek hoef nie okay te wees nie, hy's okay. En daarom kan ek alles voluit geniet en fun hê. Johannes 10:10 sê ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Let op, hy sê nie ek het gekom dat julle eendag lewe kan hê nie. Ek het gekom dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Nou. Nie net dan nie, nou. 'n lewe vol vreugde. En dit snaaks as ek in die lewe met mense paaie stap. Mense wat hoor, hulle het min dae om te leef. Vra altyd vir God vir nog 'n dag. Here, asseblief kan ek nog 'n maand kry. Here, gee my nog 'n week asseblief. En dan kry ek mense wat lewe wat sê, ek kan nie nog 'n dag vat nie. Kan nie nog 'n dag nie. Julle, ons Christene is die wat genuine met vreugde moet leef, maar partykeer is Christene die sadste mense in 'n vertrek. So ons moet leer om weer te lag. Ons moet weer leer om goed te waardeer en te geniet. Die nuwe vertaling het vertaal dankbaar en ek dink dis 'n waardevolle ding om dalk te noem dat as jy prakties wil raak, as ek jou praktiese raad kan gee, die maklikste manier om bly te raak en goed te waardeer is om dankie te sê. Om aanhou dankie te sê. Want die oomblik as jy dankie sê, jy registreer jou brein, ek het iets gekry wat ek nie gehad het nie en ek moet vir God die eer gee vir dit. God kreëer my geluk groei. My vreugde groei. So sê baie dankie. Ook die laaste punt wat ek wil maak. Lewe bewustelik en nie bewusteloos nie. Wat ek hier bedoel is, ons moet fokus. Soos vreugde oorweldig jou nie net daar waar jy sit nie. Want dis hoe ons vreugde sien, is soos, ek gaan net op die stoel sit tot vreugde oor my spoel. Wel, dis nie eintlik wat die Bybel sê nie. En ons is half bewusteloos, ons gaan deur hierdie lewe, party mense letterlik bewusteloos, en hulle mis uit, en hulle dink dis vreugde, en dit is nie, en party is op autopilot, jy fokus nie, jy drift maar net so deur die lewe, en jy is nooit regtig gelukkig nie, maar jy is te moeg om te worry daaroor. En die Bybel sê nee, vind jou vreugde in hierdie lewe, geniet dit. Vers 9 sê, jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug, en jou jong dae in volle geniet. Doen wat jy goed vind, en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. So, hy praat spesifiek met jong mense, maar nie net met jong mense nie. Belangrik dat ons dit eens vir mekaar sê. En hy sê nie, omdat jy jonk is, moet jy die lewe geniet nie. Hy sê, terwyl jy jonk is, moet jy die lewe geniet. Die vers 9, weer eens, ek dink die ou vertaling vertaal hom vir my 'n bietjie beter. Hy sê, wandel in die weë van jou hart en die aanskouing van jou oë. Dus is nie dominee, kan jy asseblief nie dit vir my kinders sê. Die Bybel sê, hey, doen alles wat jy hart van hou en jou oë sien wat jy like nie. Want dis eintlik wat hierdie versie sê, nê? Kyk na alles, doen alles wat vir jou na aan die hart is. Maar daar is 'n asterisk sign wat sê terms and conditions apply. Jy gaan rekenskap gee van elke liewe ding. Doen wat jy wil, maar onthou, so as my ma en pa dit vir my gesê het, soos, hey, gaan uit, doen wat jy wil. Maar onthou vanaand soek ek 'n verslag, as ek soos, so ek kan nie doen wat ek wil nie. Dis so ek dit altyd gesien het, maar die Bybel sê nee, die vryheid wat ons van praat, wat God ons gee, is nie vryheid om net te kan doen wat ons wil nie. Dis vryheid wat vervulling vind binne die grense van dit wat God vir ons gee. Vryheid binne God se grense. Ons het gister by die seminaar oor ouerskap wees, het ek vir hulle vertel van 'n skool wat besluit het, ons moenie heining in die skoolerf op hê nie, ons moet die kinders
Hulle moet vry wees. Hulle moet dit geniet en dis nie 'n tronk nie. En hulle haal die heining van die speelgrond af. En die eerste pouse toe die kinders uitkom, het niemand gaan speel nie. Almal was hier in die middel want hulle was so bang sonder daai grens. Want grens bring sekuriteit. En kinders het sekuriteit nodig. Dis wanneer hulle die blyste is. As hulle weet, as ek hierdie elektriese heining raak, gaan hy my shock. En mense is ook so. Ons is op ons gelukkigste as ons weet wat kom, as ons weet wat die reëls is, as ons weet waar ons gelukkig kan wees. En God is wonderlik. Hy sê ek wil hê julle moet bly wees. So bly in hierdie area. So moenie van hierdie boom eet nie. As julle van hierdie boom eet, gaan julle nie meer bly wees nie. En dan eet ons van die boom en dan dan kan julle onthou, was Adam en Eva bly nadat hulle van die boom geëet het? Nee, mense wat bly is, gaan kruip nie weg nie. En so God gee 'n raamwerk vir die lewe. En dis nie om jou te beperk nie. Dis nie om jy vreugde uit jou lewe uit weg te hou nie. Inteendeel, hy wil hê jy moet dit maksimum geniet. Hy sê, hier's waar hierdie blyste gaan wees. Doen hierdie en jy gaan baie bly wees. Maar ons dink God is 'n spiteful God wat net reëls maak om die lewe vir ons moeilik te maak en ons besef nie dis vir ons beswil en vir sy eer, maar ook vir ons beswil. Lukie, ek try my hele lewe aan om gelukkig te wees, maar ek was nog nooit regtig gelukkig nie. Ek wil jou help vandag. Psalm 37 sê vir ons: moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. As jy deur hierdie lewe gaan sonder Jesus, sal jy nooit ooit vreugde in sy volheid beleef nie. Onmoontlik. Jy gaan happy tye hê. Maar dit gaan so gaan. Hierdie Psalm is so wonderlik. Hy sê, moenie kyk na die goed in die lewe wat jou bekommer nie. Daar's baie goed wat ons bang maak en bekommer. Hy sê, moenie kyk na daai goeders nie. Vertrou op die Here, hou jou oë op die Here en bly besig. Want as jy verveeld is, doen jy stupid goed. En jy dink aan stupid goed. Bly besig. Doen vir die Here iets. Werk. Maar vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Ek sit en dink, het is amper weer Desember, kan jy dit glo? En julle weet wat gebeur Desember met my. Ja, oké, ek hou van vakansie Desember, dankie Marne. Nie helemaal wat ek in gedagte gehad het nie, maar baie dankie. Nou het jy my lus vir vakansie. Dis daai tyd van die jaar dat die Hallmark Christmas movies uitkom. My vrou like hy flieks. Sy like het baie. En ek het deur die jare geleer om dit te like, want sy like dit. En so ek kyk dit saam met haar. Baie keer as jy klein kindertjies het, dan doen hulle alles wat jy doen, want hulle hou van jou. Hulle kopie jou. As hulle groot is, wil hulle niks met jou uit te waai nie. Maar as hulle klein is, wil hulle net doen wat mamma doen, of net doen wat papa doen. Dit is so cute, en hulle wil baie keer soos ons aantrek, of as jou kinders soos my kinders, een van die tyd wil hulle jou skoene aantraai, en hulle lyk so clown, maar hy skoene, dit is 'n groot skoen, en hulle val behoorlik, en dit is soos, hulle wil pap. Wanneer jy iemand lief het, raak dit wat vir hulle belangrik is, vir jou belangrik. As ons God lief het, dan is alles wat vir hom belangrik is, vir my belangrik. En as ek dan, die begeertes van my hart, is dan die begeertes van sy hart. En ek kry elke een van hulle, sê die Bybel. Hoor jy? Luister gou. Ek kry nie bietjie nie. Elke begeerte van jou hart sal jy kry.
Want jou hart is sy hart. En dan het jy vreugde, want weet jy hoekom? Dan kort jy niks nie. Jy kort niks nie, want alles wat ek wil hê, ek weet een van die oomies by Oos gemeente sê na die tyd vir my, hulle het een keer 'n oefening gedoen waar die predikant vir hulle gesê het, skryf 90 goed neer wat jy van hou. Wat jy soek, wat jy graag sal wil hê. En vir 2 weke moet hulle hierdie lys van 90 maak. En dan elke week moet hulle 5 doodtrek. 5 doodtrek. En as hulle by 10 kom, moet hulle elke dag 1 doodtrek. En hy sê vir my, toe hy so 2-3 oor het, toe besef hy wil eintlik niks van hierdie goed meer hê nie. Maar die missie was, bid daaroor, dink daaroor, vra God daaroor, lees daaroor. En hy besef, eintlik soek hy nie een van hierdie goed nie. Hy het gedink hy soek dit. As ons vreugde in die Here vind, is ons waarlik gelukkig, want ons kry wat ons soek. En ons kyk nie wat ons nie het nie. Hoe mense sê, God is 'n killjoy. Nee, hy is nie, dis nonsens. Die duiwel is 'n killjoy. En na Johannes 10 wat praat van lewe in oorvloed, sê die Bybel, hy het gekom om te steel en te slag en uit te roei. Dis wat die duiwel kom doen. En hy lieg vir ons. Julle jongetjies, kyk vir my. Die duiwel gaan vir julle lieg. Hy gaan sê God wil nie jy moet die lewe geniet nie. God wil hê jy moet miserable wees. Daarom moet jy al hierdie goed doen. Dis 'n leuen. Dis hy wat jou miserable wil hê. So hy laat jou al hierdie goeders doen wat jy dink jou bly gaan maak, maar eintlik gaan dit jou sad maak. Moenie val vir sy nonsens nie. God wil jou gelukkig hê, vol vreugde. In die donker dae, wanneer die trane loop, het ek al van die grootste vreugde in my lewe gesien. Nie omdat hulle bly is oor hulle omstandighede nie, maar die vreugde van God is hier en ek's nie alleen nie. God word die meeste geëer in ons as ons vreugde vind en ons gelukkig is in hom, oor hom. Dis die resep vir 'n lewe vol joy. En moenie die genade en die geleenthede wat God vir jou gee misbruik nie. Gebruik elke dag om voluit te lewe. Die Westminster Catechism sê, the chief end of man is to glorify God and enjoy him forever. Hoor jy dit? So enjoy him forever. Maar dit is baie moeilik om die lewe te geniet as jy die hele tyd worry oor alles. Daarom sê vers 10, hou kommer uit jou hart. En dit is mooi in die Hebreëus, is dit eintlik nog mooier. Het julle al die game warm patat gespeel? Ek sal my lus om hierdie ding te gooi, maar ek sal nie. Julle ken die game warm patat. Wat gebeur as jy die ding kry met warm patat? Jy moet so gou as moontlik daai ding wegkry, né? Jy gooi hom vinnig weg. Hoe langer jy in daai hand het, hoe brand hy jou hande nou kamstig, né? Jy moet hom weggooi. En as amper asof die skrywer van Prediker sê, gooi kommer weg so gou as jy kan. Hou dit weg van jou, of gooi dit uit jou hart. Kry dit uit jou hart uit. So hier's iets, sal die Bybel vir ons sê, gooi kommer uit jou hart uit as dit nie moontlik was nie. Nee. Wel alleen kan jy dit nie doen nie, want hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy met 'n menslike brein en 'n menslike verstaan en 'n menslike hart na omstandighede kyk en joy vind en nie bekommerd wees nie? Dis onmoontlik. Maar as jy jou vreugde in die Here vind en sy gees in jou woon, dan help hy jou. Hy gee jou die krag om die bekommernis weg te gooi. En die manier hoe jy dit doen is om te sê, Here help. Here voorsien. Here, wat sê u woord? Dis funny as jy dink hy praat met jong mense. Jong mense lyk nie of hulle baie geworried is nie. Ek het al gekyk, ek dink veral tieners het 'n doktersgraad in nie worry nie. Partykeer lyk dit vir my so, hulle worry oor niks nie. Ek wens hulle wil worry oor iets.
Maar dan as jy bietjie dieper gaan, en julle tieners sal nou veral vandag vir my kan sê, julle jong volwassenes in hierdie reis sal vir my kan sê, daar's baie goed waar jy bekommerd is. Bekommerd oor verhoudings. Gaan ek 'n man of 'n vrou kry? Hoe gaan dit werk? Gaan iemand my like? Gaan ek okay wees? Almal sê hierdie land is soos 'n kanon en wat gaan gebeur? Ek wonder of ek 'n toekoms het. Ek hoor my ma en pa moan oor die regering en hulle sê niemand gaan werk kry nie. Ek wonder of ek 'n werk gaan kry. Daar's baie goed waaroor jong mense bekommerd is en ongelukkig ontgroei ons dit nooit nie. Almal is bekommerd oor iets. Die Bybel sê, be carefree, not careless. Skryf hom neer. Be carefree, maar nie careless nie. Nou kom 'n liedjie in my kop op van toe, weet julle wat 'n liedjie? Iemand draai. Ja? Dis nie 'n geestelike liedjie nie. Ja, don't worry. Be happy. Soos 'n chappie. Nee? Don't worry, be happy. Is eintlik wat die Bybel vandag sê. As jou hart en jou verstand op die regte plek is, moet jy hierdie lewe geniet met 'n smile op jou gesig en trane in jou oë. In ons kop dink ons, en dis hoekom ons altyd by hierdie kerk sê, so okay om nie okay te wees nie. As iemand by hierdie kerk kom en hulle huil en hulle is af, dan huil ons saam met hulle en ons bid saam met hulle. Maar ons vreugde is vol, want ons God sit op die troon. En ons stap 'n pad saam. En dit is okay om nie okay te wees nie, maar ons bly nie daar nie, né? Toe ons in sonnaskool was, het ons 'n liedjie gesing, Happiness is to know the Savior, living a life within His favor. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord, so eenvoudig soos dit. Dis nie 'n moeilike resep nie. Okay, is julle met my? So die Bybel sê moenie worry nie. Toe Jesus gesê het moenie worry nie, was dit 'n bevel, dit was nie 'n voorstel nie, dit was 'n bevel. 10b sê, en vir my wat jou liggaam kan kwaad doen, ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. Die King James, die ou vertaling en die nuwe vertaling, dink ek het bietjie die merk gemis. Die King James vertaal hom baie mooi uit die Hebreëus uit. Dit sê, and put away evil from your flesh. So in Hebreëus is letterlik die woord evil en wickedness, dit beteken evil en wickedness, kry dit weg van jou vleis af, van jou vlees af. Met ander woorde, hou sonde so ver weg moontlik. Hou sonde so ver weg moontlik. Moenie kyk hoe naby jy dit aan dit kan kom nie. Kyk hoe ver jy aan dit kan kom. Het julle, toe julle kinders was, of jonger was, een of ander tyd met 'n kers gesit, deesdae, ek neem aan julle almal is nou goed bevriend met kerse. Wie het gedink die kers gaan terugkom in 'n hit wees, nê? En dan, partykeer met die kerse, vir al kinders, dan kyk, ons kinders het altyd kyk, hoe naby kan jy in daai vlam kom voor jou brand? Is dit net ons sadistiese, masochistiese familie? Het niemand anders dit getraai nie. Ja, en wanneer weet jy, dis hoe ver jy kan gaan? Eers as jou hand brand, nê? En dis gewoonlik soos, ja, ek's okay, ek voel, oef, en dan skit jy, as jy, dis hoe ons partykeer ons benadering tot sonde. Ons kyk hoe naby kan ons kom. Dis soos iemand wat daar in die wildtuin uit sy kar uitklim en kyk hoe naby hy aan die leeu kan kom. En op 50 meter is dinge nog lekker. En ek loop so 'n bietjie 30 meter, nee, ek is nog okay. Jy gaan weet, ek kan nie verder gaan nie as die leeu jou gevang het. Moenie kyk hoe naby jy aan sonde kan kom nie. Kyk hoe ver jy van dit kan af wegbly. Veral as jy jonk is, bly weg van goed wat jy weet bad is. En jy weet. Ek hoef nie vir julle te praat oor drank en dwelms en al die ander goeders nie. Bly weg van sulke goed af. Inteendeel, moenie net staan en kyk vir dit nie. Die Bybel sê, draai om en sny 'n lyn.
Hardloop jou beentjies af, weg van sonde af. Hoekom? Want ons praat van vreugde in jou lewe. Niks breek jou vreugde af soos sonde nie. Niks maak jou meer miserable in die lewe as sonde nie. Dis net 'n feit soos 'n koei. Lookie maar, ek het baie sonde. Ek doen baie sonde. Ek het klomp goed aangevang. So die massive gap tussen my en God. Ek herinner jou aan die goeie nuus, dat Jesus die brug is tussen ons en die Vader. En dat hy sê, kom. Sy arms is oop. En hy sê, kom wat ons die saak uitmaak. Was jy so vieslik vuil van sonde, ek sal jou skoonmaak, witter as sneeu, sê Jesaja 1 vers 18. Moenie in survival mode leef nie. Net om vandag te oorleef, of hierdie week te oorleef. En eintlik geniet jy nie die lewe nie. So. Laat ons die mense by die skool wees, wat lag en wat vreugde het, want ons het Jesus. Laat ons die mense by die werk wees, wat al werk ons die hardste van almal, is daar vreugde in ons lewe. En al kan mense sien, trane loop van ons wange af, kan hulle die joy in ons harte sien, en dit confuse hulle. En hulle kan nie verstaan, hoe kan jy vreugde en vrede hê in 'n oomblik soos hierdie nie? En jy kan vir hulle vertel van Jesus, wat dit moontlik maak. En hoe meer ons begin, om ons oë op God te hou, hoe blyer sal ons wees. Almal wil happy wees, want ons almal dink die pad na vreugde, is om my eie ding te doen, soos ek wil, wanneer ek wil. En dis 'n leuen. Alright, julle lyk heavy depressed. Julle is veronderstel om nou te smile. Okay, dalk het ek verkeerd gepreek, ek is nie seker nie. Maar ek wil hê, hierdie week moet julle smile. So hier is die ding, as jy in die oggend wakker word, ek weet van julle lyk maar, lyk nie baie goed as julle wakker word nie. Dat is okay, ek self, ek het nie hare wat kan die mekaar staan nie, so ek weet nie, ek lyk altyd mooi as ek wakker word. Maar party van julle se hare, het lyk of jy julle vinger by die plek ingedruk het, of 'n koei jou gelek het in die oggend op pad spieël toe. Maar as jy nou aan die spieël gaan staan, net voor jy jou tandeborsel, jy het dalk jou tandeborsel in die hand, en jy kyk so, en dit word, daai dowwe beeld word so helder, wil ek hê jy moet net hierdie doen. Smile. Dink aan God, en smile, en sê, vandag gaan ek geniet. This is the day that the Lord has made. Let us be glad. Kom ons bid saam. Here, U is 'n groot God, en U is 'n God wat hierdie aarde gemaak het, en Here, al het die sondeval plaasgevind, al is hierdie 'n gebroke wêreld, en al is dinge regtig messed up, Here, wil U nog steeds, en is dit steeds moontlik, om vreugde, 'n hart vol vreugde te leef, Here, met 'n huppel in ons stap. En Here, ons doen dit nie, en ons maak nie of alles okay is, as dit nie okay is nie. Ons maak nie of ons bly is, wanneer ons harte breek nie. Here, ons huil, en ons vertel vir mense, en ons bid saam met mekaar, en ons kom daardeur. Maar Here, die feit dat ons trane loop, beteken nie, dat ons nie vreugde in ons hart het nie. Wat 'n bemoediging is dit nie om te weet, in ons donker dae, is U ook by ons en naby ons. Bid veral vir die jong mense in ons kerk, dat hulle nie hulle lewe sal mors op die goed van hierdie wêreld nie, maar dat hulle die goedheid en die vrede en die genade van God sal beleef in hulle lewens, dat hulle geloof in U sal plaas, dat hulle U sal kies bo alles. Here, want ek wil hulle vol vreugde sien. En ek sien so baie mense, Here, wat leeg rondloop. En hulle het Jesus nodig.
So gee vir ons 'n glimlag op ons gesig, omdat ons aan U dink, wie U is en wat U doen. In Jesus naam, amen. Dankie, Maria. Kom ons staan. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turned His face away, as wounds which are the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon His shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there, until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Here, laat ons dit weet met ons hele hart, dat U wonde inderdaad vir elke een wat glo, die prys betaal het, ons losgemaak het. En so seën ons nou, Here, vul ons harte met U vreugde, in Jesus naam, amen. Julle is welkom om ons by ons aan te sluit vir koffie en tee hier agter, maak tyd en geniet dit mekaar.